God speaks in the silence of the heart. Listening is the beginning of prayer. Mother Teresa. Iemand het eendag gesê, as jy iets wil weet, vra vir 'n tiener, want hulle weet alles. En dit is iets wat ons as ouer generasie elke dag maar net al hoe meer besef. As jy nie weet hoe werk jou selfoon nie, of hoe moet hy werk nie, of wat kan hy doen nie, vra dan net gou jou kinders, en hulle sal jou baie gou help om jou tegnologiese gestremdheid te oorkom. Sit dan nou nog vir professor Dr. Google, meneer YouTube en 'n paar ander, en daar is letterlik omtrent niks onder die son wat 'n kind en 'n tiener nie baie vinnig kan uitvind nie. Die gunsteling antwoord op ek weet nie of ek kan nie is Google dit. Die groot gelol met die Google-ry is dat jy op 'n vraag dan so 'n paar 100,000 of 'n paar miljoen antwoorde kry. Waaruit jy nou moet besluit wat is nou eintlik die regte antwoord op jou vraag. Kleintyd het ek my seun geleer om sy eie skoene se veters vas te maak. Dan wil ons in die oggend kerk toe gaan en dan sê pappa vir hom, "Sena, laat pappa jou help." En dan sê, "Nee, ek kan self." "Sena, laat pappa jou help, ons gaan laat kom." "Nee, ek kan self." "Sena, as jy nie nou klaar maak nie, dan gaan ek vir jou wegloop." "Okay, ek kan nie, help my asseblief." Modellering, dit wil sê die wys van hoe om iets te doen, is die beste manier van leer. Dit kry kinders en mense baie op Google en op al hierdie search engines en dinge. Maar daar's niemand wat vir hulle kan sê as hulle dit reg kry, weet jy, dis great. Papa so trots op jou nie. So in die erken van ek kan nie, erken ek ook daarmee saam dat iemand anders my moet help. In Nehemia se tyd was professor Dr. Google nog nie daar nie. En toe hy hoor wat gaan aan en hoe groot die omvang van die probleem is, het hy nie begin planne maak nie. Nee, hy het heel eerste sy skuld en sy onvermoë bely. Daarmee saam het hy ook bely dat hy nie 'n oplossing vir die probleem het nie. En daarom het hy gewag in afhanklikheid op God vir die antwoord van hierdie probleem waarvoor hy nie 'n oplossing gehad het nie. Die basiese verskil tussen God en al hierdie soek engines is dat die soek engines net vir jou logiese moontlikhede op jou antwoorde kan gee. Veronderstel nou, Moses sou daar langs die Rooi See sy laptop uitgehaal het, of sy iPad, en hy sou ingetik het, wat moet ek doen? Ek is omring deur die vyand, vasgekeer teen die Rooi See. Wat dink jy sou die logiese moontlike antwoord gewees het wat hy van meneer Google sou gekry het? Doen 'n intense en omvangryke evaluering van jou huidige situasie. Kry dan jou veggeneraals bymekaar, moontlike strategieë wat gevolg kan word. Hoewel meneer Google nie daar was nie, glo ek dat dit die logiese raad sou wees wat baie van sy raadgewers, sy generaals en die mense rondom hom vir Moses sou gee. Net soos ek doodseker dat as Nehemia vir die koning gevra het vir wie hy gewerk het, sou hy ook vir hom 'n klomp logiese moontlikhede kon uitspel. So ook die leiers van die volk wat teruggegaan het, en so ook 'n klomp van die volk wat saam met hom in ballingskap was. Maar Nehemia en Moses het God geken, en in die stiltes van die lewe het hulle hom leer ken as die God wat bo logies in die goddelike dimensie dinge doen baie groter, baie beter as wat 'n mens en menslike strategie en planne ooit kan bereik. Nehemia 1 vers 4 sê, by die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en daelang getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid. Ek weet verseker nie hoe jou desperaatstraat vandag lyk nie, maar ek ken die God van die heelal, wat vir jou en vir my oplossings het, ver bo wat ons kan dink. Maar daar dieselfde God nooi jou en my uit na die stiltes van sy hart toe, want dit is in daardie groot stiltes van sy goddelike almag, wat hy ons kon verras met sy bo natuurlike goddelike ingrype.